Het jy al ooit gedink aan jou liggaam se slagare as, wel, 'n ongelooflike komplekse netwerk van pype? Dis presies wat hulle is. Dis die hoofvee wat daai suurstofryke bloed na elke liewe deeltjie van jou liggaam toestuur. Maar, nes die pype in jou huis, kan hierdie lewensbelangrike pype ook verstop raak. In hierdie sessie gaan ons die ongelooflike gereedskapskis ook maak wat dokters deesdae gebruik om hierdie inwendige pypwerk reg te maak. So wat gebeur nou eintlik wanneer hierdie pype verstop? Dis nie net 'n klein ongereef nie, dit kan tot regtig ernstige gesondheidsprobleme lei. Gelukkig het die mediese wêreld 'n stel supergevorderde loodgietersgereedskap ontwikkel om hierdie blokkades oop te maak en die beste deel sonder dat groot oop chirurgie nodig is. Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper. Die amptelike mediese term vir hierdie toestand is perfere arteriële siekte of sommer net pad. Dis basies die opbou van gedenkplaat, dis 'n mengsel van vet, cholesterol en ander gemors wat die are al hoe nouer maak. Die groot deurbraak hier is wat ons noem endovaskulêre ingryping. Dis 'n fancy woord wat beteken dokterswerk binne-in die bloedvate. Hierdie tegnieke is minimaal indringend en het groot oop operasies so te sê heeltemal vervang as die eerste opsie. Hier's 'n vinnige oorsig van ons roete. Ons begin by die basiese probleem, dan kyk ons na die eenvoudigste stuk gereedskap, die ballon. Van daar af gaan ons na stents, wat soos permanente styeerwerk is. Dan die kraggereedskap vir die regtig moeilike werk en ons sluit af met hoe dokters die hele proses netjies afrond. Reg, kom ons spring weg by die begin, ons liggaam se pypwerkprobleem. Want kyk, voordat ons hierdie slim gereedskap kan waardeer, moet ons eers verstaan waarteen hulle veg, hoe hierdie blokkades vorm en, nog belangriker, hoe dokters by hulle uitkom. Wat vir my absoluut verstommend is hoe vinnig hierdie hele veld ontwikkel het. Kyk net gou hierna. In net so 'n paar decennia's het ons gegaan van eenvoudige dilators in 1964 na die moderne ballonkateter en kort daarna die eerste stents. En teen 1999 het ons al stents gehad wat medikasie vrystel. Dis 'n ongelooflike tempo van innovasie, regtig. Dit bring ons by die heel eerste en seker die mees fundamentale stuk gereedskap in die boks, die ballon. Ballonangioplastie, soos dit genoem word, is die hoeksteen van baie alles wat hierna kom. En die konsep is eintlik, wel, elegant in sy eenvoud. Die proses self is ongelooflik presies. Eers word 'n baie dun gitsdraad, ons praat dunner as 'n speld, versigtig deur die middel van die blokkade gewerk. Dan gly 'n kateter met 'n klein afgeblaasde ballonnetjie daaroor. Sodra dit perfek in posisie is, word die ballon opgeblaas. Hierdie krag druk die plak plat teen die aarwande, amper soos om 'n vervrommelde strooitjie weer oop te stoot. Laastens word die ballon afgeblaas, uitgehaal en voilà, die pyp is weer oop. Maar hier is die ding, nie alle blokkades is dieselfde nie. So natuurlik is nie alle ballonne dieselfde nie. 'n Soepel ballon is fantasties vir are wat draai en kronkel, maar as jy te veel druk toepas, kan dit in die middel insak en die punte te veel opblaas. Dit skep 'n sogenaamde doggy bone vorm wat die gesonde dele van die aar kan beskadig. Vir harder, verkalkte plak het jy die krag van 'n nie soepel ballon nodig. Dink daaraan as 'n kragdomkrag. Dit behou sy vorm en oefen geweldige gefokuste druk uit om daardie harde gedenkplaat op te breek. En van daar af bou die tegnologie net verder op. Vir daai regtig harde kwasgevalle is daar spesialiteitsballonne. Snyballonne het klein mikroskopiese lemmetjies wat die plak liggies kerf om dit makliker te maak om oop te druk. Kerfballonne gebruik weer drade om die druk op spesifieke punte te konsentreer. En dan het jy dwelmbedekte ballonne wat 'n dosis medisyne direk aan die aarwand lewer om te keer dat die plak sommer dadelik weer begin opbou. Nou ja, soms is 'n eenvoudige stoot van 'n ballon net nie genoeg nie. Die ader kan soms geneig wees om terug te bons na sy vernoude vorm toe. Dis waar die stent inkom. Dink daaraan as 'n stukkie permanente styeerwerk wat binne in die pyp geïnstalleer word om dit oop te hou. Die kernidee word eintlik perfek hier opgesom. Wat dit basies sê, is dat stents twee groot probleme aanspreek. Restenose, wat net beteken die aar verstop weer, en elastiese terugslag, waar die aar na behandeling net eenvoudig nie wil ooplei nie. Dis 'n briljante meganiese oplossing vir 'n meganiese probleem. Stents kom hoofsaaklik in twee geure. Eerstens het jy ballonuitbreidbare stents. Hulle word op 'n ballon gemonteer en wanneer die ballon opblaas, druk dit die stent oop en dit bly so. Hulle is baie presies en sterk, so dis ideaal vir plekke op nie baie beweeg nie. Aan die ander kant het ons selfuitbreidende stents.
Hulle is gemaak van 'n slim metaal met vorm gehee. Hulle word saamgepers in 'n dun buisie en sodra daai buisie teruggetrek word, spring die stent van self oop na sy oorspronklike vorm. Hulle is baie meer buigsaam wat hulle perfek maak vir area in die been wat heeltyd buig en draai. Soos jy kan sien, is daar duidelike afwegings. Aan die een kant gee ballonuitbreibare stents jou presisie en rou krag, maar hulle is styf. Aan die ander kant gee selfuitbreidende stents jou buigsaamheid, maar met 'n bietjie minder krag en presisie. Die keuse hang dus heeltemal af van die spesifieke pypwerkprobleem wat die dokter moet oplos. Goed, wat nou as die verstopping so hard en verkalk is dat dit basies soos 'n rots is? Dis wanneer die kraggereedskap uitgehaal word. Hierdie proses word atherektomie genoem en dit gaan alles daaroor om die plak fisies weg te vat, nie net een kant toe te druk nie. Die eerste metode is direksionale atherektomie. Stel jou 'n klein, roterende skermeslim voor wat teen 8000 omwentelinge per minuut draai. Hierdie toestel word teen die plak geplaas en dit skeer die gedenkplaat letterlik laag vir laag af. En die afgeskeerde stukkies, die word netjies opgevang in 'n klein houertjie in die neus van die toestel. Dan kry ons die swaar geskit, rotasie en orbitale atherektomie. Hierdie is die slypmasjiene. Hulle gebruik 'n boorpunt of 'n kroon wat met diamantstof bedek is en teen ongelooflike spoed draai. Ons praat tot 200 000 omwentelinge per minuut. Dit maal daai harde, rotsagtige plak tot mikroskopiese deeltjies dat kleiner is as 'n rooi bloedselletjie. Hulle word dan veilig deur die bloedstroom weggespoel. En vir die mees hoë tegnologie benadering is daar laser-arteriorektomie. 'n Toestel gee pulse van koel ultraviolet lig uit wat die plak en bloedklontie by kontak letterlik laat verdamp. Dis ongelooflik presies en veroorsaak minimale skade aan die gesonde weefsel rondom dit. Nou dat die pype oopgemaak is en al die gereedskap verwyder is daar nog een laaste, maar krities belangrike stap om daai klein gaatjie in die aar waar die hele prosedure begin het veilig toe te maak. En daar is basies 2 hoofmaniere om dit te doen. Die eerste is om 'n klein, bioabsorbeerbare prop aan die buitekant van die aar te plaas, wat die gat toedruk. Die prop los dan mettertyd van self op. Die tweede metode is selfs meer direk. 'n Slim toestel word gebruik om 'n klein steek deur die aarwand te plaas, wat die gat meganies toewerk, amper soos 'n miniatuur naaldwerkmasjien. Maar is iets fascinerends. Selfs met al hierdie gevorderde toestelle, wys studies dat die komplikasiekoerse vir hierdie CLR's en die ou skoolse metode van net jou hand stewig daarop druk, min of meer dieselfde is, rondom 12 tot 13%. Dit wys jou net, die tegniek en die vaardigheid van die persoon wat die werk doen, is net so belangrik soos die gereedskap self. Dit bring ons by die toekoms. Ons het nou al van eenvoudige ballonne tot laserslypers beweeg. Wat op aarde kan volgende kom in die wêreld van hierdie gevorderde inwendige loodgieterswerk? Wel, die veld is nog lank nie klaar met innoveer nie. Navorsers werk aan stents wat hulle werk doen en dan heeltemal in die liggaam oplos en geen permanente implantaat agterlaat nie. Hulle verfyn dwalaflewering om are langer gesond te hou en ontwikkel nog beter gereedskap om die moeilikste van alle blokkasies aan te pak, die wat heeltemal 100% toegemaak is. Hierdie aanhaling vang die uiteindelike droom perfek vas. Die heilige graal is tydelike ondersteuning. 'n Steierwerk wat die pyp oophou terwyl dit genees en dan grasieus verdwyn en die aar toelaat om weer sy natuurlike, buigsame self te wees. So van 'n eenvoudige ballon wat 'n verstopping ook stoot, tot lasers wat dit verdamp en eendag stents wat sommer net kan verdwyn, is hierdie gereedskapskis vir ons liggaam se pype 'n merkwaardige bewys van mediese vindingelikheid wat net aanhou om beter en beter te word.